SAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oogaftreelandgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur, die mens en gesondheidsorg integreer. Ja, jawel, kom ons kyk wat die jaar miskien ekonomies vir ons inhou. Nou, belangrik is natuurlik om te begin waar ons verlede jaar geëindig het. En verlede jaar het ons eintlik op 'n goeie plek soort van geëindig. Die finansiële markte het baie goed begin doen, die rand baie begin verstewig, die kapitaalmark het baie begin verstewig. So ek dink die finansiële markte wys vir ons op 'n paar goeie dinge wat potensieel kan gebeur. In terme van ekonomiese groei is daar nog 'n groot leemte daar. Ekonomiese groei verlede jaar, ons moet nou wag vir die finale syfers, waarskynlik so rondom 1% of net oor die 1%, wat baie swak tipe van syfers is. As jy mens kyk na die Wêreldbank se byvoorbeeld se voorspellings, praat hulle van ekonomiese groei van so 1.4% of so vanjaar. Ek dink hulle is dalk so iets wat optimisties maak en dit maak nou nie saak nie. Maar hier is die belangrike ding. So, wat die finansiële mark dan betref, die rand is lekker sterk, daar's 'n klomp redes daarvoor. Die een daarvan het te doen met inflasie mikpunt wat afwaarts aangepas is. Dit beteken met inflasie wat daal en inflasieverwagtings wat daal, reken ek die kans is baie goed dat die Reserwebank weer 'n keer rentekoerse gaan verlaag. So ek by die stadium my raaiskoot is so 50 basispunte, miskien ons moet so 2 maande wat wag vir die eerste 25 basispunte, maar daarna sien ons maar nog 'n 25 basispunte. Wat die rand self aan betref, soos ek gesê het, as ons kan inflasie laer kry, maak dit baie meer aantreklik om in Suid-Afrika te belê. Daar's minder risiko's, so moontlik meer invloei in Suid-Afrika, meer stabiele wisselkoers van die rand en selfs 'n sterker wisselkoers van die rand. Die ongelukkigheid is, en dit is 'n groot probleem, is dat ons die buitelanders belê in ons finansiële markte, hulle belê nie noodwendig in fabrieke en in nuwe myne en dies meer nie. Ek gaan nou daarby uitkom. So wat die monetêre beleid dan betref, 'n goeie monetêre beleid in terme daarvan dat die rand stewiger is en laer rentekoerse verder verwag kan word. Wat die fiskale beleid aanbetref, ook lyk dit my se iets wat beter. Aan die einde van verlede jaar het ons gesien, die fiskale rekening is geleidelik besig om te stabiliseer. Daar is nog steeds baie groot probleme, veral wat die plaaslike owerhede en die staatsbeheerde instellings aanbetref, maar ons het ten minste 'n primêre fiskale surplus en ons gaan volgende maand is nou hopelik, ons weet nie of dit gaan gebeur nie, is die begroting van die minister van Finansies en dan gaan ek nou breedvoerig daaroor gesels ook. So die tafel is gedek vir sterker ekonomiese groei. Die enigste uitstaande groot probleem, makro-ekonomiese beleid is verkeerd. Ons moet dit verander. Ons moet hierdie twak so swart ekonomiese bemagtiging, hierdie goed soos byvoorbeeld onteiening, die verskriklike swak diens wat ons van die staatsdiens kry en dies meer, dit moet reggestel word, want alles is reg vir sterk ekonomiese groei. Al wat ons kort is goeie politieke leierskap.